Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Sondag 16 November. Getrouheid. Kom ons sluit die oë. Liewe Vader, ons sê vir u vreeslik baie dankie vir die voorreg wat u ons skenk, liewe Vader, om hierdie studies vrylik te kan bestudeer en u woord daardeur te kan leer. Seën asseblief hierdie studie en seën asseblief u boodskap. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Genesis 36 vers 15, Numeri 13 vers 6 en vers 30 tot 32 en Josua 14 vers 6 en 14. Wie is Caleb? Waar het hy ingepas in Israel? Ons lees Genesis 36 vers 15. Dit is die stamhoofde onder die seuns van Esau, die seuns van Elifas. Die eerstgeborene van Esau was die stamhoof Teman, die stamhoof Omar, die stamhoof Sefo, die stamhoof Kenas. Genesis 36 vers 15. Ons lees dan nou Numeri 13 vers 6 en vers 30 tot 32. Van die stam Juda, Caleb, die seun van Jefune. Toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het, om dit te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Numeri 13 vers 6 en vers 30 tot 32. Ons lees Josua 14 vers 6 en vers 14. Toe het die kinders van Juda nader gekom na Josua in Gilgal en Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, het vir hom gesê, U weet die woord wat die Here met Moses, die man van God, in Kades Barnea gespreek het met betrekking tot my en met betrekking tot u. Daarom het Hebron die erfdeel geword van Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, tot vandag toe, omdat hy volgehou het om die Here, die God van Israel, te volg. Josua 14 vers 6 en vers 14. Die naam Caleb is afgelei van die Hebreëse woord Keleb wat hond beteken. Ou-testamentiese gebruike van hierdie woord plaas honde altyd binne 'n negatiewe konteks. Buite Bybelse briewe en geestelike liedere gebruik egter Keleb om 'n dienaar se dapperheid, deursettingsvermoë en getrouheid aan sy of haar meester te verwoord. In die opsig het Caleb sy naam gestand gedoen, siende dat hy sy lewe lank standvastig in sy lojaliteit aan die Here was. Caleb het gesê wat hy dink toe meerderheid van die verkenners 'n ander opinie oor die land Kanaan gehad het en boonop die volk hom met die dood gedreig het. Wat sê dit vir ons omtrent Caleb? Ons lees Numeri 14 vers 6 tot 10, sowel as verse 21 tot 25. En Josua, die seun van Nun, en Caleb, die seun van Jefune, twee van die wat die land verken het hulle klere geskeur en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here 'n welbehae in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie.
Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word, maar die heerlikheid van die Here het in die tent van samekoms verskyn voor al die kinders van Israel. Maar so waar as ek leef en die hele aarde van die Here se heerlikheid vol sal word, al die manne wat my heerlikheid en my tekens gesien het, wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het, en my nou al 10 maal versoek het en na my stem nie geluister het nie, hulle sal die land nie sien wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het nie. Ja, almal wat my verag het, sal dit nie sien nie. Maar my knegt Caleb, omdat 'n ander gees in hom was en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. Die Amalekiete en die Kanaaniete woon in die laagte. Draai môre weg en trek tog in die woestyn in, op pad na die Skelfsee. Numeri 14 vers 6 tot 10, sowel as vers 21 tot 25. Ons lees ook Numeri 26 vers 65. Want die Here het van hulle gesê, sterwe sal hulle in die woestyn, en van hulle het niemand oorgebly nie, buiten Caleb, die seun van Jefune, en Josua, die seun van Nun. Numeri 26 vers 65. Ons lees ook Numeri 32 vers 12. Behalwe Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, en Josua, die seun van Nun, want hulle het volhard om die Here te volg. Numeri 32 vers 12. Let op die name van die volgende belangrike Israelitiese leiers wat tydgenote van Josua en Caleb was: Samua, Safat, Jegal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Seter, Nagbi en Geel. Lei enige van hierdie name 'n klokkie? Waarskynlik nie. Waarom dan nie? Want dit is die name van die ander 10 spioene wat Moses uitgestuur het om die land Kanaan te gaan verken. Waarom het die nageslag van hulle vergeet? Omdat hulle eenvoudig nie gedenkwaardig genoeg was nie. Volgens hul verslag was die beloofde land 'n plek wat nie ingeneem kon word nie. Teenoor die reuse wat party gedeeltes van Kanaan bewoon het, was hulle, na hul mening, soos koringkrieke en muggies, soos die Afrikaans 2020 dit stel. Hulle harte was met onrus vervul oor die ondeurdringbare mure van Kanaan se vestingstede. As die ouer een van die twee verkenners wat positiewe terugvoer gegee het, neem Caleb hier die voortou deur 'n ander moontlikheid voor te stel. Kom ons lê geloof aan die dag, in plaas daarvan om vreesagtig te wees. Hy was bereid om op te kom vir wat reg is ten spyte van teekanting. Hy het potensieel die dood in die gesig gestaar. Ons lees Numeri 14 vers 10 in die ou Afrikaanse Bybel. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word. Tog was Caleb onverskrokke. Wat doen jy wanneer dit lyk asof meeste mense om jou heen jou standpunt verwerp, omdat dit teen hulle diepste oortuigings indruis?